Ons moet in daai plek instap om te sê, Jesus het gegaan, maar hy het ons gelos met die autoriteit. Hy het vir jou, vir my, vir ons, het hy die gesag nagelaat. Ons vier ons nou die hemelvaart, maar ons gaan eintlik nou in die seisoen van die kerk, en ek praat altyd van, weet, elke jaar het seisoene. Ons het winter, somer, herfs, lente, maar daar's in die gees ook seisoene. En die seisoen wat ons vanaand eintlik inbeweeg, is die wagseisoen. Want Jesus het die opdrag gegee, gaan wag. Nou wag soek een ding, en dis geduld. Wag beteken gaan raak stil en fokus. En ek wil jou uitdaag vir die volgende paar dae, dat jy op 'n plek sal wees wat jy jou binnekamer meer gereeld besoek. Met 'n verwagting. Jy sien, ons wil soms te veel van ons kant af doen. Maar God wil vir ons doen meer as wat ons vir hom kan doen. En dink ek soms hou ons al so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet. En ons raak nie stil genoeg nie, ons koop nie die tyd uit. Want die woord waarsku ons, as jy koop die tyd uit, want die dae raak al hoe boser. God soek jou in die binneste van jou binnekamer, net jy en hy. En mag jy nie vir die volgende paar dae, het was 10 dae, vanaf die hemelvaart wat hulle gaan wag het, eendragtig met 'n verwagting. Hulle het nie geweet waarvoor om te wag nie, en hy gaan Sondag bietjie daaroor bedien, juis oor wat is dit wat hulle verwag het, en die Heilige Gees se uitstorting, en die doping met die Heilige Gees, as die Heilige Gees my toelaat, sal ek Sondagoggend bietjie daaroor bedien, want dis die verwagting wat ons moet hê, dis die hoop wat ons moet hê, wat daar vir ons 'n geskenk gestuur is, wat vir die mensdom die beste geskenk ooit was, en dis God met ons, God nie net met ons nie, maar God in ons. Sy teenwoordigheid wat in ons leef, dis die seisoen wat ons in beweeg, wat ons dit vier, want dis die geboorte van die kerk, is die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons in Pinkster gaan vier, en ons is nou op die vooraand van Pinkster, en dis ook met vir ons so wonderlik is om hierdie dag te vier, die hemelvaart, en was die graf nie leeg nie, sou daar nie 'n hemelvaart gewees het. En daarom, wanneer ons dink aan hierdie dag, hemelvaart, dink ons aan die kruisdood, en ons dink aan die opstanding, en ons dink aan wat Jesus net moes deurgaan en beleef het, en baie keer dink ek, as ek dink aan hemelvaart, dink ek daar was 'n groter reaksie in die hemele as hier op aarde, met hemelvaart. Nou kom ek lees net, en ek wil nie te veel, en ek gaan nie te lank wees vanaand, en daar's 'n rede voor, nou ek weet julle glo my nie as ek dit sê nie, maar ek gaan probeer, want ons is so opgewonde oor die woord, maar kom ons lees Handelinge 1 vers 4, en julle kan op die bord volg. Hy sien, toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Daai belofte wat hy sê, die Vader gaan die trooster stuur, en ek wil vir jou sê, moenie jou pos verlaat vir die volgende tyd nie. Moenie jou gebedspos verlaat nie. Bly met 'n afwagting. Herlewing is hier. Weet jy wie gaan dit eers beleef? Die wat geduldig wag. Want 'n verwagting word ontmoet. Want waar begin geloof? By 'n verwagting. En ek wil vanaand 'n profetiese woord uiter. Weet julle waar gaan herlewing begin? Dit gaan in ons skole begin. Dit wat ek vanoggend beleef, eerstens die stikkenheid, die desperaatheid, die hartseer. Wat ons jong mense moet deurgaan, die uitdagings wat die wêreld na hulle kant toe gooi. En terwyl ek al voor hulle staan, weet ek, ons kan die mooiste program hê, ons kan die mooiste preek hê, maar as die Gees van die Here nie uitgestort word nie, is dit te vergeefs. En net voor ek vir daai kinders opstaan, sê Here, ek het nie baie om te sê nie, maar al wat ek hier vra, stort u Gees uit, soos die belofte. Van die laaste vandag gaan ek my Gees uitstort oor alle vlees, en die jong mense gaan begin gesig te sien. Moenie verbaas staan as ons hoor wat begin gebeur in die skole nie. En wat moet ons doen as kerk? Ons bid daarvoor. Want Johannes het wel met water gedoop,
Maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dinge nie. Dit gaan ons sondagoggend bietjie oor gesels. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Sien julle die ongeduld van die mense wat dadelik hier inkom? Jesus sê, gaan wag, ek wil julle moet wag. Ja, maar Here, wanneer gaan die koninkryk? Wie van julle ken sulke mense? Wie van julle is sulke mense? Okay. Here, ek hoor ons moet gaan wag, maar Here, dit moes nou al gebeur het. Here, gister moes dit nou al gebeur het. Here, wanneer gaan die koninkryk? En hoor wat Jesus reaksie, en ek dink soms moet ons net hoor dat die Here vir ons sê, bedaar. Bly vir my kalm. Okay? Kom in my rus. En wag vir my. Want jy sien, ons kan niks maak werk nie. Hy het alles gedoen. Wat by mekaar kom met vra hom sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye, geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. So moenie oor goed top en jou gedagtes volmaak vir dit wat nie jou aangaan nie. Dit wat jy niks aan kan doen nie. God is in beheer van die tye. God is in beheer van die wederkoms van sy seun. Maar hy sê in hy antwoord, hy sê dit kom julle nie toe nie. Die Vader, hy sê dit kom julle nie toe om die geleenthede in die tye te weet, die Vader deur sy eie mag bepaal het, maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Hoor jy vanaand wat het gebeur, en wat is die opdrag net voor hy opgevaar het? Belangrike woorde, net voor hy verlaat het. Nou wat het gebeur toe Jesus opgevaar het? Nou, ek dink as ons nou gaan kyk in die geestelike realm, in die hemelse realm, is dit 'n homecoming vir Jesus gewees. Imagine wat se partytjie was dit in die hemel, want hy was gestuur uit die hemel, van die hemel, uit die Vader se boesem is hy gestuur om met 'n missie. En hy het die werk volbring, aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring, alles wat hy moes doen, oor die 600 profetiese woorde wat reg deur die Bybel van die Ou Testament se begin af gekom het Jesus vervul in sy lewe, en hy het uitgeroep, dit is volbring, en die dood is oorwin, hy het opgestaan, hy het die vyand uitgeklee, nadat hy oor hom getriomfeer het, Jesus het dit gedoen, en as julle mooi daaraan dink, ek weet nie wie van julle het al hierdie snippets gekyk op YouTube, of hierdie plek, as die soldaat terugkom van die weermag af, en die mense hom die eerste keer sien, en hy hulle verras en so, en ek dink nie dat dit 'n verrassing was nie, maar daai homecoming van Jesus. En weet jy waarvan praat 'n homecoming? 'n soldaat gaan huis toe as die oorlog verby is. 'n man gaan huis toe as die werk afgehandel is. En Jesus, hierdie dag vier ons, want hy het huis toe gegaan, want sy werk is afgehandel. Die oorlog is verby. Hou op fight. Jesus het klaar gewen, hy het gedoen wat hy moes doen, hy het die oorwinning behaal, hy het die vyand uitgekleen, oor hom getriomfeer, en daarom het hy gesê, it is finished, ek kan huis toe gaan, en die Vader sê, is reg, jy het jou taak, jy het jou goed gekwyt van jou taak, en jy het dit volbring, kom huis toe. En hy is ontvang in die hemele, want die oorlog is verby, en sy werk is afgehandel. En hy het sy ereplek ingeneem, dis wat ons vanaand vier. Waar sit Jesus? In die regterhand van die krag van God. Want die heerskappy is op sy skouers, dis die kind wat vir ons gebore is. Al die mag in die hemel en op aarde is aan hom teruggegee. Dis die Jesus wat ek en jy vanaand vier. Dis die dag wat ons vier, wat hy huis toe gegaan het en die autoriteit teruggeneem het. Hy het selfs die sleutels van die doderyk het hy teruggeneem. En hy het die mag oor die doderyk. Dis die koning wat ons aanbid, en dis wat ons vanaand voorgekom het om te sê, maar ons vier hierdie dag, want ons vier Jesus, ons is opgewonde oor Jesus. Ek vra daai klomp jong mense volgende, ek sê, waaroor is jy nog opgewonde? Nou, hulle klomp verskillende goeders, oor 'n Xbox, en oor 'n rugby game, en weet al klomp goeders waaroor hulle opgewonde is, en ek sê, ek het ook baie goed in my lewe gehad, waaroor ek opgewonde is, weet ek, nou het ek my eerste double cab bakkie gekoop, jy is so opgewonde, en toe 'n paar maande later, toe kom maar 'n nuwe model uit, toe sy oud. Toe is die opgewondenheid sommer daar verby.
Want jy sien, dit wat die wêreld vir ons bied, daai tydelike goeders is net tydelik en dan verdwyn die opgewondenheid, maar die uitsien na Jesus se terugkoms, kerk, dis iets wat blywend is, dis iets wat in ons binneste moet heeltyd borrel om te sê, ek kyk uit vir die dag wat Jesus terugkom, ek is opgewonde want hy het sy plek ingeneem, hoor dit sê Hebreërs 10 vers 11, hy sê, en elke priester staan wel dag vir dag, om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem. En hy praat hier van die Ou Testamentiese dimensie wat hulle nog offers gebring het vir die sonde en die bok geslag het en die diere geslag het. Hy sê maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Die regterhand is die plek van heerskappy. Dis die regterhand is die plek van autoriteit en gesag wat hy opgeneem het en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Met wie praat hy hierso? Van wie praat hy? Hy praat van sy voete. As ek die Bybel reg lees, het ek laas gelees dat die kerk van die Here Jesus Christus is die liggaam van Jesus Christus. Is die voete deel van die liggaam? So wat sê hy? Hy sê, kom sit aan my regterhand, totdat my kerk die gesag geneem het oor die vyand. Totdat my kerk weer geleer het om te heers, saam met my, want hy nooi ons, hy sê, kom sit saam met my in hemelse plekke, kom heers saam met my, want ek het julle gekoop vir God, as konings en priesters, om te heers op aarde. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. En weet julle wat, soms moet jy net onthou, dit is klaar gedoen. Dis nie iets wat ons nog voor moet wag nie. Ek sien uit met verwagting, want dis, wat maak ons opgewonde is, mos as jy uitsien na iets. Nou my opgewondenheid is, ek sien uit na Jesus se wederkoms. Maar terwyl hy taal om te kom, is daar werk om te doen. Jy moet heers, ons het die afgelope tyd oor oorwinning gepraat, jy moet heers, want Jesus het opgevaar. Hy het sy plek ingeneem. En daai opgewondenheid bly in ons harte. En daar's 'n belofte waarmee hy gegaan het. 'n Belofte wat hy vir my en jou agtergelos het. Wat is die belofte? Johannes 14 vers 1. Dat julle harte nie ontstel word nie. Wie van julle word maklik ontstel deur die wêreld en die omstandighede van die wêreld? Kerk, Jesus het opgevaar. Julle harte nie ontstel nie, daar's 'n baie groter prentjie as hierdie tydelike politieke warboel waar ons onsself in beleef. Ek en jy moet heers oor die klomp peanuts wat dink hulle kan die wêreld regeer. Sorry, ons is koningskinders, hulle verstaan nie ons rang nie, hulle verstaan nie jou rang nie. Weet julle dat ons dra die gesag van die geveg is in die gees en is geestelike mense wat die geveg gaan oorwin. Hierdie land Suid-Afrika gaan beter word want daar's mense wat in die gees intree, daar's 'n kerk wat optree in die gees vir die land en nou Suid-Afrika. Gister loop ek iemand in die winkel raak en die ou wil net begin moun oor die land. Ek sê oom, daar's baie hoop vir die land, want daar's 'n kerk wat bid vir Suid-Afrika. Want ons oorwinning is in die gees en God het beloftes oor ons land Suid-Afrika en ons hou vas aan die beloftes. Ons hou nie vas aan 'n wit huis en weet wat kan doen nie. Ons hou vas aan God se woord wat hy oor hierdie land het. Want hy het beloftes en hy het vir my en jou in 'n plek geposisioneer wat ons saam met hom regeer, want die heerskappy behoort aan hom en ons moet in daai plek instap om te sê Jesus het gegaan, maar hy het ons gelos met die autoriteit. Hy het vir jou, vir my, vir ons het hy die gesag nagelaat. Hy het op sy disippels op 'n stadium geblaas en sê ek gee julle die gesag om sondes te vergewe. Dis heerskappy oor die doderyk, want wat is die angel van die dood? Dis die sonde. Dis waarna ek en jy kan heers. Ja, maar moet ek nou titel hê? Moet ek nou teologie gaan studeer? Nee, jy moet glo in dit wat Jesus gedoen het. Jy moet glo dat hy die seun van God is, gesterf het en weer opgestaan het en opgevaar het en sy plek ingeneem het. En nou moet jy glo jy's deel van hom, want jy's deel van sy liggaam. En waar hoort jou vyand? Een plek, dis onder jou voete. Want hy gaan wag totdat sy vyand geword het 'n voetbank van sy voete. Weet jy vir wie wag Jesus? Hy wag vir sy kerk om op te staan in sy autoriteit. En dis waar ek en jy moet funksioneer, is in daai plek van autoriteit, met die opgewondenheid en die hoop, en daar's 'n belofte vir ons gegee, dat julle harte nie ontstel word nie. Ons as gelowiges moet ophou toelaat dat die wêreld ons ontstel. Moenie die wêreld daai plek gee nie.
Those who anger you, control you. Daar is nie meer tyd om kwaad te wees nie. Want is 'n wêreld wat gered moet word. Dit is moeilik om mense te red wat vir wie jy kwaad is. Dat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader, hoor hierdie belofte. En dis jou belofte. Vanaand as jy alles vergeet wat ek sê, onthou hierdie belofte, dis jou belofte, dis my belofte, dis ons belofte. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Met ander woorde, Jesus sê, ek is nie 'n leienaar nie, ek gaan nie vir julle lieg nie. Ek sê vir julle die waarheid. Hy sê, ek gaan hom vir julle plek te berei. Dit maak my opgewonde. Ek sien nogal uit hoe lyk die plek wat Jesus my berei het. Hoe lyk daai mansion? Wat hy besig, want hy vat baie lank, so dit moet great wees, okay? Dit is op 'n paar duisend jaar wat hy besig is om dit voor te berei. So langer hy vat, hoe beter gaan dit dalk lyk. Hy het seker 'n paar goed aan. Ek dink hy ken die vrouens en weet hulle gaan nie tevrede wees met net soveel skoenspasie en net soveel dis vir ek gaan moet vir hulle meer plek maak, weet. So maar hy gaan, mense, ons sit 'n tong in die kies, maar hy is besig om vir ons 'n plek voor te berei. Hoekom? Want hy wil ons hê waar hy is. Want hy kom weer, hy sê, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus kom weer, kerk. En wanneer ons hierdie hemelvaart vier, weet ons, hy het gegaan, en hy is op 'n missie. Ja, hy het sy plek ingeneem, hy het homecoming gehad, maar hy het ook gegaan vir 'n missie vir my en vir jou, om vir ons 'n plek voor te berei, want hy kom weer terug, en ek en jy gaan saam met hom gaan. Amen. Glo jy dit vanaand? Want jy weet, hy het die prys vir jou betaal. Hy het jou vrygekoop. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Jesus het oorwin. En daarom kon hy sy plek ingeneem het. En dan, wanneer ek soms net so na die wolke kyk en dink ek, Here, is dit die wolk? Mag die wolke jou weer opgewonde maak. Ek sluit af in Handelinge 1 vers 10. Hy sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Ek hoor so 'n bietjie eintlik 'n opdrag hier. Daar's nie tyd vir ons staan en staar en wag vir iets om te gebeur nie. Wie van julle ken mense wat wag vir iets om te gebeur? Ons moet dinge maak gebeur, man. Jy is 'n koningskind wat die autoriteit van Jesus saam met jou het. Wat die krag van die Heilige Gees in jou het. Ons kan nie wag vir dinge om te gebeur nie. We need to change this world. Dis wat Jesus vir my en jou verwag, terwyl hy tel om te kom. Hy sê, waarom staan julle en kyk? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. So eendag, hy kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menslike oog sal dit sien. En elke knie sal buig. En elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Nou ek dank die Here, ek hoef nie eendag eers te wag voordat hy terugkom op die wolke, voor ek hoef te bely en my knie te buig nie. Ek dank die Here dat ons as sy kinders reeds ons knie kan buig in erkenning dat hy die Here is.